Shalom maatjies, baie welkom by Storytyd saam met my, Juffrou Jolly. Maar maatjies, julle is mos baie slim en julle weet, voor ons kan begin met Storytyd, moet ons eers stop en bid. Maak toe julle oogies. Papa God, baie dankie vir nog 'n Storytyd. Dankie dat ons verder kan reis deur die Bybel en meer van U en die Israeliete leer. Papa, baie dankie vir elke maatjie wat inskakel. Ons is baie lief vir U. In Jesus naam. Amen. Vandag se Storytyd gaan oor Moses en die brandende bos. Moses het groot geword, maar maatjies, sy hart was baie seer, want die Egiptenare en Farao het die Israeliete verskriklik sleg behandel. Eendag, toe besluit Moses om op te staan vir sy volk. Toe is Farao woedend kwaad. Hy het besluit om vir Moses dood te maak. Moses het toe gevlug weg van Egipte af. Hy het na 'n plek met die naam Midian gegaan en daar het hy skape opgepas. Moses was nog so besig om sy skape op te pas. Toe sien hy iets verskriklik vreemds. 'n brandende bos. Maar die bos het gebrand en brand en brand, maar hy het nie uitgebrand nie. God het uit die bos met Moses gepraat. Moses, lei my mense uit Egipte. Vat hulle na 'n land toe wat ek vir jou sal wys. Die nuwe land sal Kanaan genoem word. Moses was in sy hart baie bekommerd. Hy weet dat Farao nie na hom sal luister nie en dat Farao hom nog wil doodmaak. God het vir Moses gesê om sy herderstok op die grond te gooi. Toe hy dit doen, verander die stok in 'n slang. God het vir Moses gesê om die slang te vang. Dit het weer 'n stok geword. God het gesê, ek sal tekens soos hierdie gebruik om vir Farao te wys dat ek jou gestuur het. Moses het gehakkel, maats. Moses sê toe vir God, maar ek kan nie goed praat nie. God sê toe vir Moses, moenie bekommerd wees nie. Jou broer Aaron is goed met woorde. Ek sal hom saam met jou stuur om jou te gaan help. Moses en Aaron is toe terug na Egipte. Toe hulle daar aankom, vertel Moses vir die Israeliete wat God gesê het. Die les van die storie is, maak nie saak wie of wat jy is nie. Papa God kan ons almal gebruik, as ons net bietjie minder kla en bietjie meer gewillig is. Onthou asseblief om vir julle pastore, julle onderwysers, julle hoof van julle skool te sê, Juffrou Jolly wil graag by julle kom kuier en julle meer leer van Papa God. Ons het ook 'n poppekas wat saam kan kom kuier. As julle van Storytyd hou, onthou om die subscribe knoppie te druk, dan sal julle weet as Juffrou Jolly 'n nuwe video opsit. Baie Jesus liefde maatjies, tot volgende week waar ons weer verder saam deur die Bybel reis. Bye bye.